hoe weet ek of ek uitgebrand is of net moeg? Ai, jy kry seker verskriklik baie hierdie vraag, Gerda. Lise, uitbranding is regtig 'n realiteit vir so baie mense. En baie mense ontken dit. Hulle weier om te glo hulle is uitgebrand, maar daar is 'n bietjie van 'n litmustoets. Uitbranding is wanneer jy na 'n dag se rus of 2 dae se rus nie herstel nie. En uitbranding, anders as moegheid, gaan met emosionele apatie saam. Wat beteken dat jy eintlik nie meer omgee vir dinge waarvoor jy van tevore omgegee het nie, dat jy afgestomp is, dat jy nie enige ietsie aktiveer jou nie meer nie. En gewone rus, 'n goeie nag se slaap of 2 dae weg in die bos, herstel dit nie. Dan weet jy dit is gewoonlik uitbranding. Maar uitbranding gaan ook saam met 'n mate van 'n onvermoë om af te skakel en 'n onvermoë om te rus. Amper of jy nie lekker jou kop in die aand kan afskakel nie. Terwyl moegheid aan die ander kant, jy gaan moeg wees en jy gaan nie noodwendig apaties voel nie en jy gaan nie noodwendig gejaagd voel terwyl jy moeg is nie. Maar uitbranding het daardie baie spesifieke kenmerk dat selfs al kan jy rus, kom jou liggaam en jou brein nie heeltemal tot stilstand nie. Ek dink baie keer, ja, jy is heeltemal reg. Ek dink ons moet almal dink aan hoe dit moes al met ons almal gebeur het erns waar jy is nie net aan die einde van die dag, jy oordink nog steeds. Jy voel nog steeds, jy haat jou baas en al daai, maar nou vanaand slaap jy en môreoggend word jy wakker en dan het jy weer nuwe hoop vir die dag. En daai nuwe hoop wys vir jou, jy is nou nog nie uitgebrand nie. Jy was maar net baie moeg geweest gisteraand en nou het jy lekker geslaap. En dit is 'n baie belangrike ding want ek dink mense is baie lief vir die woord uitbranding en gebruik dit bietjie te, ek wil nie sê maklik, want ons mense wat regtig uitgebrand is, maar hulle gebruik dit tog as 'n verskoning vir baie dinge. Ek is uitgebrand, so ek kan ongelukkig niks doen nie. Terwyl hierdie kan nogal baie ernstig raak as mens nie daarna kyk nie, seker reg. Absoluut. Jy is heeltemal reg, Lise, en ek lag nou eintlik want dis ironies dat mense wat uitgebrand is, dikwels nie dink hulle is uitgebrand nie. Jy weet. En dis amper 'n bittersoet ironie want jy gaan maar net aan en jy doen wat jy moet doen en jy doen dikwels jou werkstake of wat ook al van jou vereis word, doen jy net so goed soos wat jy dit altyd gedoen het. Maar jy het hierdie ongelooflike leegheid, jy het net geen meer emosionele kapasiteit nie. As een mens nog vir jou ietsie vra, al sê jy ja, voel dit vir jou of jy aan die binnekant jou wêreld uitmekaar val. En uitbranding kan baie voel soos 'n kliniese depressie. Jy weet, dit kan saamgaan met die vraag, wat is die punt van lewe? Hoekom is ek nog hier? Wat is ek besig om te doen met my lewe? Dit kan ook gaan met 'n gevoel van ek kan net eenvoudig nie alles doen nie. Wat is fout met my? Daai narratief, wat is fout met my? Maar Lise, dis interessant, ek het nou die voorreg gehad om onlangs tyd met 'n klomp gesondheidswerkers te spandeer en jy weet, om te praat met uitbranding. Hulle is so gelukkig. Hulle was nog nooit uitgebrand nie. Hulle was regtig, weet hulle, die lewe is stap, hulle was nog nooit uitgebrand nie. En dan sal hulle vriende langs hulle sit en sê, "Wat was daai keer toe jy so gecrash het en jy soos vir 'n maand moes afvat?" Dan sal hulle sê, "Ja, dit was maar net moegheid." En ek sê dit as op tong in die kies, want dit is dikwels die mense wat die hoogste risiko het vir uitbranding, wat dit eers agterkom wanneer dit heeltemal te laat is. En uitbranding kan enorme gevolge op jou lewe hê. Dit uitbranding kan jou laat glo dat jy niks werd is nie, dit kan jou depressief maak, dit kan angstigheid tot gevolg hê. En ek weet van mense wat doeteenvoudig net as gevolg van uitbranding gesê het, dit is nou genoeg. Ek sien nie meer kans vir die lewe nie. Daar is nie 'n kliniese depressie nie, maar alles voel te groot. So nee, uitbranding is baie belangrik dat mense dit wel hanteer, maar dit is ook belangrik dat ons kan onderskei tussen wanneer is ons uitgebrand en wanneer het ons regtig net 'n ons goeie slaap nodig. Kyk nou, die gesprek is, ek wil nie sê is 'n gevaarlike gesprek nie, maar dit is juist oor daai mense wat dit nie wil erken nie. Maar die probleem daarmee is mos nou sê langdurige gaan 'n groot effek hê. Maar daai ding van, maar wat, ek moet net uithou tot Desember. En dan gaan ons vir 3 weke Kreerwiltuin toe. Of ek moet net uithou tot die Paasnaweek, of ek moet net uithou tot my verjaarsdagnaweek, of ek moet net uithou tot die kinders nou hierdie ystyd verklaar gedoen het, dan gaan ek tyd hê om te rus. Dan gaan ek tyd hê om te rus. Maar ons almal weet die lewe werk nie so nie. Dis nie dat niemand van ons kry meer tyd om te rus nie. Maar ek voel wanneer daai alarmpie in jou kop heeltyd aangaan, want ek moet net uithou. Hou net aan, moet nou nie worry nie. Vergeet van wat jy nou ervaar, druk alles net weg. Ek moet net uithou tot daai oomblik of daai dag. En
ons sien dit as 'n swakheid nog steeds. Ek bedoel, ons kan skaars depressie herken. Nou, hoe gaan ons nog verwag dat die gewone mens op straat moet sê, ek dink ek is uitgebrand. Ek dink nie ek kan meer die eise van die lewe hanteer nie. Nou beteken dit vir die wêreld ewe skielik of vir 'n persoon, ek is swak. Ek het geen stamina nie. En dit is vir my nogal baie hartseer. Elise, absoluut. En ons het as 'n samelewing 'n uiters ongesonde prentjie van produktiwiteit geskep. Ons het hierdie produktiwiteitsprentjie wat ons skep en hierdie boeke wat ons koop wat vir ons vertel hoeveel meer produktief ons moet wees en webtuistes en blogposts wat net gaan oor productivity hacks, jy weet, hoe om meer produktief te wees, hoe om meer bloed uit die klip te tap. En dis die probleem, ons is mense wat gebou is, ons hele biologie is gebou rondom rus en ritme. En die hele natuur is geskep rondom rus en ritme. My seentjie sê vir my nou die dag, en dit was vir my so ongelooflik insiggewend, toe sê hy dink nie, as mense, is ons veronderstel om skool toe te gaan in die winter nie. En ek sê vir hom, okay, dis interessant, vertel vir my 'n bietjie meer. En hy sê, mamma, alles gaan rus dan. Die diertjies hiberneer, die boom gooi sy blare af en ons moet net aangaan soos normaal. Dink mamma nie ons is gemaak, die son kom dan later op en hy gaan slaap 'n bietjie vroeër, moet ons nie dieselfde doen nie. En toe dink ek, wow, my 8-jarige snap dit. Maar ons as volwassenes glo, ons moet ons biologie override, ons moet daardie knoppie druk en sê, nee, hier's my programmering, maar ek gaan boor my programmering klim en ek gaan probeer om deur te druk, anders is ek swak. Anders is ek nie suksesvol nie. Anders kan ek nie doen wat die res van die wêreld kan doen nie. En ons is besig om 'n ongelooflike hoë prys daarvoor te betaal. Elise, mense is meer uitgebrand as ooit tevore. Ons sit met 'n geestesgesondheid krisis in die wêreld. En ek sê dit nie net vanuit my eie praktyk nie, want dit loop oor hierso, maar ek weet nie van 'n kollega wat nie 'n waglys het nie. Want mense is besig om hulle geestesgesondheid te boet vir die idee dat jy moet aanhou gaan, aanhou werk, moenie rus nie, doen net bietjie meer, doen dit net meer effektief, probeer meer in jou dag druk. Jy weet, van tevore het mense miskien 1 of 2 take gehad wat hulle op 'n dag probeer doen. Dis vandag se te-doen lysies het 10 tot 20 take op, wat almal vir die individu ewe belangrik voel. Ons kan eenvoudig nie so aanhou nie. En natuurlik is daar tye wanneer jy so klein bietjie meer boema moet hê en 'n klein bietjie meer moet insit. Maar dit kan nie jou algemene lewe wees. Jou algemene lewe moet 'n ritme van rus hê, want jy is so gemaak biologies. En ek is bly dat wat jy nou gesê het ook van die take op mense lys van wat ewe belangrik is. Want daar gaan baie mense nou sit en luister hierna en sê, ja, maar Gerda, jy het duidelik nie my skedule nie. Jy verstaan nie, daar is nie, ek het nie 'n oomblik waar ek iets anders kan doen nie. Ek is onder geweldige druk en ek moet alles op my lys moet ek doen. Wat sê ons vir mense wat onmiddellik hierdie reaksie het? Ek dink elke liewe mens sal wees. Ja. Lisa, ek hou daarvan om vir my kliënte te leer dat 'n mens jou take moet skei. En daar is 4 kolomme waarna ons dit sit. Die eerste ene is belangrik en dringend. Die ander ene is belangrik maar nie dringend nie. Dan is daar nie belangrik nie maar dringend. En dan is daar nie dringend nie belangrik nie. En die verskil daarin en hoe ons besluit wat is belangrik, jy besluit wat is belangrik gegrond op die impak wat dit op jou lewe gaan hê. En dringend besluit jy gegrond op die tyddruk wat daaraan gekoppel is. So, kom ons stel byvoorbeeld dat om jou belastingopgawe te doen. Dit is belangrik. Jy moet dit doen. Nou, as jou belastingopgawe in Augustus gedoen moet word, dan is dit in Junie, is dit belangrik maar nie dringend nie. Maar as dit nou 25 Augustus is en die sperdatum is nou 28 Augustus, dan het dit nou ewe skielik belangrik en dringend geword. So dieselfde taak kan skuif, maar dit is beter om dit te doen voordat dit by dringendheid kom, want dringendheid skep vir ons die idee dat hierdie ding baie groter is as wat dit hoef te wees. Soms is dit 'n ding wat nie belangrik is nie, maar dit is dringend. Byvoorbeeld, iemand het vir jou 'n e-pos gestuur en dit gaan nie jou lewe verander nie, maar jy moet RSVP op 'n troudatum byvoorbeeld. So dis nie belangrik nie of jy nou daar is of nou nie daar is nie, gaan nie jou lewe dramaties verander nie, maar die dringendheid lê daarin dat die RSVP datum is nou vandag of môre. Dit is 'n dringende taakie wat jou
30 sekondes gaan vat om te doen. Maar die oomblik wanneer dit in die dringend kategorie is, voel dit so groot dat jy dit amper nie kan doen. Jy ervaar 'n soort van verlamming. Maar dis hierdie 4 kolomme, hierdie 4 kategorieë of ek teken sommer vir mense 'n ek wil sê wat noem jy 'n grafiek reg om te sê hier is die 4 kwadrante. Takel die goed wat belangrik en dringend is eerste. Kry dit net uit die weg uit. En fokus dan op dit wat belangrik maar nie dringend is nie of op dit wat dringend en belangrik is. Jy kan kies tussen dringend en nie belangrik nie. Jy kan kies tussen daardie twee. Watter een gaan die grootste impak op jou hê? Meeste van die tyd as ons dit so doen en jy breek die take so af, dan kom jy agter dat daar is veel meer dinge op jou to-do lysie wat nie dringend nie en nie belangrik is nie as wat jy dink. Ek haat dit om dit te sê, Lise. Ek hou van mooi naels, net so baie soos die volgende vrou. Maar 'n naalafspraak is nie dringend of belangrik nie. Nooit. Dit is 'n vrywillige keuse. Maar as jy dit op jou to-do lysie sit en jy hanteer dit asof dit dringend is, dan gaan dit jou gespanne maak. So, ons moet dinge hê op ons to-do lysie wat nie dringend is nie belangrik is nie. Dis goed en dis reg en dit kan 'n mens baie vreugde gee. Maar ons moet weet wat hoort waar. En as dit ietsie is wat nie dringend is nie en nie belangrik is nie, moet dit jou nie hoë vlakke van stres gee nie. So om dit partykeer so te doen, help mense ook om te kategoriseer en te besluit waar begin ek en waar los ek. Nou ek gaan eerlik sê my skedule is net so vol. Daar is baie dinge op die nie dringend, nie belangrik lysie in my lewe. Wat soms daar lê vir 'n baie lang tyd. Dit hoef nie regtig te gebeur nie. En as ek dit daar geklassifiseer het, dan weet ek ook, okay, maar miskien hoef die ding glad nie eers te gebeur nie. Miskien is dit eintlik net 'n lekker ding wat kan gebeur. Dit sal goed wees en wanneer ek tyd het, kan ek dit doen. Maar dit hoef nie binne my 'n gevoel van spanning of dringendheid te wek nie. Want selfs goeie goed kan uitbranding bou as ons dink dis dringend en dit is nie. Ek hoop dit maak sin. Dit maak baie sin. Ek dink as mense verstaan wat angstigheid is en hoe angs jou dryf om goed te doen wat vooruit in die toekoms is en die wat as en alles, en gaan hierdie vir jou verskriklik baie sin maak om ook leer hoe om angs te bestuur. Maar tyd het ons ingehaal. As jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel. Sy is 'n kliniese sielkundige van Somerset West. Al besonderhede is by die gesprek, so gaan kyk gerus daar. En ja, julle gesprek, mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, en dan die heel belangrikste, onthou, kyk mooi na jouself.